You are listening to a podcast powered by Heartbeat FM. Thank you for your support. For more content, visit our website at www.heartbeatfmsa.co.za. Vraat wat ons laasweek gedoen het, daarmee aangaan. En ek het die vraag gevra, wat gaan dit vat om klaar te maak? Ons praat baie van die werk klaarmaak, né? Jesus sê, my voedsel is om die wil van my Vader te doen en om sy werk klaar te maak. En as ons mooi verstaan wat die Bybel sê, dan is dit ook deel van ons taak. Daar's 'n eindpunt wat bereik moet word. En daai eindpunt is nie 'n bassein wat gaan blaas en ons is almal hier uit nie. Dis nie die eindpunt nie. Die eindpunt is sy vyande moet die voetbank van sy voete gemaak word. As jy Handelinge 3 mooi gaan lees, dan sê hy, en ek gaan die Engels aanhaal, heaven must hold Christ back until all things have been brought into order. En dan praat hy juist daarvan, van die vyande, wat die voetbank van sy voete gemaak moet word. Petrus sê, julle wat die dag van die koms van die Here verwag en verhaas. So, daar's 'n taak, 'n task at hand, soos die Engelse sê, taak voorhande, en ons het 'n werk om te doen, en daai werk moet klaar gemaak word. Net soos wat Jesus gesê het, my wil is om my voedsel is om die wil van my Vader te doen, en sy werk klaar te maak. En ons wil graag, en deel van daai werk, as jy nou mooi lees, wat die Nuwe Testament sê, daar's sulke fenominale goed, wat gaan gebeur, maar ek dink ek wil nou nie sê die klimaks daarvan nie, maar kom ons sê dan nou so, miskien is dat wanneer hy terugkom in 'n oomblik, in 'n oogwink. Jy sien, ons het altyd gesê, in 'n oomblik, in 'n oogwink gaan ons hier uit. Die Bybel sê, wanneer hy terugkom, in 'n oomblik, in 'n oogwink, sal ons verander word. Wanneer mortality will be swallowed up by immortality. Dis die woorde van die Bybel, né? Mortality will be swallowed up by immortality. En vir hierdie verganklikheid, sê Paulus, moet met onverganklikheid oorkleef word. Johannes sê, wanneer ons hom sien soos hy is, sal ons aan hom gelyk wees. Ons gaan hom sien soos hy is, en ons sal verander word, en ons sal aan hom gelyk wees. Ons gaan met hom compatible wees. Halleluja. Wonderlike, fenominale dinge wat vir ons voorlê. En daarom is ons nie geworried oor wat eintlik gebeur nie. Ons is geworried oor hoe gaan ons die werk klaarmaak. Amen. Nee, kom, kry 'n bietjie lewe. Is dit reg so? As jy vir jou 'n Christus wil kies, kies dan nie anti-Christus, of kies een of ander Christus. Maar is nie hy wat saak maak nie. Wat saak maak is, wat het God bestem om die werk klaar te maak? Dis wat saak maak is, ons gaan soos hy wees. Romeine 8, ons gaan, en daar's so baie skrifte, daar's hoopevol, as jy regtig die Bybel lees deur die regte bril. En Romeine 8 sê, hy het ons voorbeskik om die beeld van die seun te dra, né? Wat in Genesis 1 vers 26 al gesê, om aan sy beeld gelykvormig te word. En dis wat vir ons voorlê, en ek hoop, dit is wat jou elke dag excited hou. Die hoop wat voor ons lê. Die hoop wat voor ons lê is, wanneer hy sal kom en ons sal verander word. So, daar's 'n werk wat klaar gemaak moet word, en ek het laas keer gesê, ek verwys na Tamu se reeks oor die Amorite spirit en so aan, en ek hoop eers op hoogte daarmee.
daar's baie goed gesê, en wat baie mooi lesse is uit die Ou Testament uit, van die 38 jaar en die 2 jaar van formasie, ensovoorts. En dinge wat gedoen moet word, voordat ons die Jordan kan kras, voordat ons in die beloofde land kan kom. Jordan beteken place of ultimate death. Né? So, voordat ons by die plek kan kom, wat ons werklik kan sê, ons het gesterwe vir onsself, moet daar dinge gebeur, moet vyande oorwin word, moet goed oorwin word, en hierdie goed het baie sterk deurgekom in die lering van daai reeks, en ek het die vraag gevra laasweek, wat gaan dit vat om klaar te maak? Gaan ons hierdie goed, watter tipe mens moet ons voorberei? Want prediking is daar om mense voor te berei. Dit is nie net om vir jou 'n lekker preekie te hê as jy kerk toe kom nie. Die woord is daar om ons te shape, om ons voor te berei, om ons te vorm vir wanneer ons hierdie goed voor ons sien, wanneer ons baie keer hierdie reëse voor ons sien, wanneer ons hulle moet hanteer, wanneer ons hulle moet oorwin, en ons moet die regte mentaliteit, ek dink daar moet 'n baie mooi ding gesê waarop hy klem gelê het, this is a psychological warfare, né? Daar's warfares vandag van, Dawie, hoe het jy nou nog sê, tanks, oorlogtanks en goed. Dawie het vir my gesê, dis tanks van oorlog, maar watertanke. Ok, so, ek het vir hom gesê, ek gaan hom opcheck. Maar daar's tanks en goed wat skiet die wêreld vol. Maar my broeder en suster, ek en jy is in 'n psychological warfare, 'n oorlogvoering vir die mind. Dis baie, baie belangrik. En dis wat ek en jy sal moet weet. Hierdie Amorite spirit waarvan gepraat is, sy betekenis in die skrif is 'n seier. Hier's 'n seier. 'n Seier, en hy gaan met baie slim praatjies, gaan hy mense se mind vat. En ouens gaan so raak, dat hulle later aan soos hy pad daar in die water is, dat hulle nie meer die onderskeid ken nie. En u weet vandag, en die ouens hier soos Tannie Felicia en Genevieve is nog in die onderwys, en miskien ander, julle weet vandag wat gaan aan vir die lewens van ons kinders, né? En vir die mind van ons kinders, en julle het gesien die goed wat die afgelope tyd op die tafel was, en waaroor ouens moes besluit het en so aan. Dis absoluut 'n psigiese, wat is die woord vir psychological? Warfare, oorlogvoering vir die mind, vir die denke van die kerk van Jesus Christus. En daar's net een plek wat ek en jy ons sterkte sal kry, en dis in die woord van God. In die woord van God. Daarom moet jy, as jy kerk toe kom, moet jy sê, Here, ek kom dat U my vandag kan bou. Dat U my kan bou om die mens te kan wees wat hierdie goed gaan doen. Wat gaan die werk gaan klaarmaak, wat hierdie goed kan face, in die gesig kan staar, en wat dit kan doen. Ons het laas keer gelees 2 Korintiërs 4. Sal julle weer vir ons daar op die bord saam volg asseblief. 2 Korintiërs 4 vers 3. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. 2 Korintiërs 4 vers 3. Dis omdat julle my plektrum verloor het vanoggend wat julle sukkel om die skrif te kry. Ok, 2 Korintiërs 4 vers 3, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, die mind, né? Blind the mind, die eye sê van die vertalings, the understanding, né? He blinded the minds that they should not discern the truth, sodat die verligting
van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Nou die woord verblind, is baie interessant, die woord verblind, die Griekse woord, sê in van sy betekenisse, sê hy onder andere dit, hy gee sy betekenis, en dan sê hy die volgende, metafories, beteken dit, to make proud, to puff up with pride. Dis wat die God van hierdie wêreld doen, sy grootste wapen van verblinding is, to puff up with pride. Met ander woorde, mense kom op 'n plek, wat hulle sê, jy sal my niks leer nie, jy sal my niks wys nie, ek weet wat is reg, en so voort. So dis sy wapen, en dis wat hy doen, en daarom moet ek en jy weet in watter gees om hierdie stryd te stry. Nou, ek het laasweek gepraat, die eerste ding wat ons nodig gaan hê in hierdie tyd, of een van die belangrikste goed is, die begeerte, en miskien die vermoë, ek weet nie of ou daai woord daar kan gebruik nie, die begeerte om verder te sien. Die begeerte om verder te sien. Jy weet, in die natuurlike, weerspieël dit vir ons so mooi, daar sommige ouens, wat sal sukkel om standaard 3 deur te kom, want hy sien geen nut daarin nie. En dan sien jy ander ouens, wat die gloeilamp ontdek het, of groot inventions gedoen het, wat die hele samelewing met rasseskrede vorentoe gestoot het, en bevoordeel het. Hoekom? Dis ouens, en dis nie almal nie, maar daar's ouens in die wêreld wat binne in hulle hierdie ding het om verder te gaan, om iets te ontdek, om iets te invent, jy sal hulle nooit stil kry nie. Hulle sal altyd besig wees met iets, en dankie Here, baie keer is van die goed, het ons lewe bevoordeel, né? En het ons lewe drasties verander. Maar daar's altyd mense wat, en so is, geestelik kry jy ouens wat tevrede is met waar hulle is, daar's sommige ouens wat agteruit gaan, en dan's daar ander ouens wat 'n hart het om te sê, ek wil by God bly. As die Here beweeg, dan wil ek saam beweeg. Ons het nou Woensdag aand gepraat oor Psalm 84, waar hy sê, blessed are those whose heart is set on pilgrimage. Whose heart is set on pilgrimage. Met ander woorde, wie se hart daarop gestel is om saam met God te beweeg en aan te beweeg. Hulle wil nie op dieselfde plek sit nie. As die Here beweeg, wil hulle daar wees. En dan sê in Psalm 84, hy sê, al gaan hulle deur die droë laagte, die Engels sê the valley of Baca, wat beteken a valley of weeping, a valley of depression, al hierdie goed. Hy sê, al gaan hulle deur dit, hulle verander dit in 'n fonteinland. Hulle verander dit in 'n fonteinland. So jy gaan altyd ouens kry, wat saam met God wil beweeg, en omdat sy hart op pilgrimage is, elke plek waar hy was, los hy beter agter as wat hy dit gekry het. Ek wens die hele kerk van Jesus was so. Amen. Ja, is reg. Ons moet daai excellence in ons kry. Ons moet daai tipe hart. Ek dink as jy my vra, sal ek sê, dit is die hart en die wese van die apostolic. Hierdie begeerte in jou, jy kan net nie, jou eindpunt is as die werk klaar gemaak word. Jy kan net nie rus voor dit nie, jy kan nie rus kry nie, daar's 'n iets, en noem dit nou maar 'n excellence of 'n wat ook al, maar daar's hierdie ding in jou om aan te gaan met God, en meer te wil hê, en uit te kom regtig by die hart van die Here. Ek dink dit moet 'n sterk begeerte in ons wees. En wanneer ons dit doen, dan sal ons alles wat ons deurgaan, sal ons beter los as wat dit was. Almal met wie ons te doen kry, sal ons beter agterlos as wat dit was. Ouens, weet jy wat? 'n kind van die Here
En ek wil dalk graag sê hierdie gemeente. Jy moet nooit as jy iets van iemand gebruik en dit vir hom teruggee, dat daai ding erger is as toe jy dit gekry het. Ek vat net een voorbeeld. Jy weet jy wat, die Here Jesus sê, en hierdie reëls, dis die reëls van die koninkryk, wat ons baie keer minag, want ek wil amper sê, want dit kom nie van binne af nie. As jy nou mooi kan luister. Jesus sê, as julle nie ander ouens se goed kan oppas nie, wie sal julle met die ware goed toe vertrou? Jy weet, dan dink ek baie keer, as ek dit lees, dan sê ek, Here, het dit wat ek geestelik het ontvang, wat ook al, is dit dalk 'n refleksie van hoe ek lewe tussen mense, van hoe ek fisies met goed omgaan, en met mense se goed, en met ander mense ensovoorts, is dit dalk 'n refleksie, is dit dalk die resultaat van hoe ek deur hierdie goed lewe. Ons moet hierdie excellence in ons hê, ouens. Dis 'n eienskap van die koninkryk, dis 'n eienskap van God. God is so. So as ek en jy sy hart en sy gees het, dan behoort hierdie goed in en deur ons te werk, en dan moet hierdie begeerte by ons kom. Abraham was ons voorbeeld, en Abraham kom op 'n plek wat God hom roep. God roep hom uit die Galdeërs uit Ur van die Galdeërs. Met ander woorde, waar Babylon vandag is, Galdeë is Babylon, Babel. Maar daai tyd was dit nou nog nie soos ons dit vandag ken, of na die tyd in die Bybel sien nie. God roep hierdie man uit die Galdeërs uit, en hy roep hom uit sy vader se huis uit, en hy sê vir hom, jy moet daai dinge agterlos. Ek wil van jou 'n nasie maak. Ek wil van jou 'n volk maak. Daarom moet you have to break some ties. En ons het laasweek daaroor gepraat. Meer. As jy hierdie ding van die kingdom in jou het, dan moet jy sekere dinge in die lewe vaarwel sê. Dis maar net so, jy kan nie jou brood aan al twee kante geboter hê nie. Daar sekere dinge waarvoor wat jy moet groet. Abraham moes sy pa en sy huis en alles groet om in sy destiny te kom. En so is dit in jou lewe ook, verskillende goed in ons eie lewens. En dan die tweede ding, die eerste wil ek weer sê, is die begeerte om verder te sien. Sorry gou, dat ek dit net noem. Die Bybel sê Abraham het die stad gesien waarvan God die boumeester is. Abraham het iets in die gees gesien, en dit het gemaak, wat hy gesien het gemaak, of het bepaal hoe hy lewe. Wat hy gesien het gemaak dat hy in tente rondgetrek het. Gaan lees by Hebreërs 11. In tente rondgetrek het saam met sy seuns en sy kinders, Isak en Jakob, kleinkinders, en hoe hy bereid was om daai pryse te betaal, om 'n nomad te wees, 'n rondtrekker, terwille van destiny, en terwille van wat hy gesien het. Hier is soveel so dat die Bybel sê, hy het Abraham, hy het Isak geoffer, maar hy het geweet, God kan hom uit die dode vir hom terug. So as dit asof hy dit ware, asof hy hom terug ontvang het, sê die Bybel. Alhoewel hy hom nou nooit fisies, doodgemaak het nie, maar asof hy hom uit die dode terug ontvang het. En dis 'n geweldige groot eienskap, wat nodig is, vir mense wat ernstig is, om die werk klaar te maak. 'n tweede een, en ek wil verwys na die boodskap van Tamu, waar hy praat van, voordat jy oor die Jordaan gaan, as jy kan onthou, is daar ander klein riviere wat jy moet oorsteek. Riviere wat jy moet oorsteek, wat almal sekere goed of mense of dinge voorstel, in die lyn van die Bybel. En toe Tamu eendag die stelling gemaak, en dit het my baie ernstig getref, en hy het nie veel tyd daaraan gewy nie, maar hy het die volgende gesê, hy sê dis hierdie goed, wat jy met jouself sal moet uitsorteer, voordat jy die Jordan kan kruis. Voordat ons die finaliteit kan bereik en die werk kan klaarmaak, voordat jy
ultimate death kan deurgaan. Voordat ons totaal vir onsself sal kan sterwe, is daar goed in ons lewe wat ons sal mee moet deel. Mee sal moet deel. Jy weet, dit is baie interessant. Ons het laas week, die naweek wat ons nou in die Kaap was, die Vrydag, het die seuns van Tamu nou in die Weskaap saam die oggend deurgebring, die Vrydag. Ons het so 'n paar ure gesit rondom tafels en gesels en hy het input gegee ensovoorts. En toe op 'n stadium toe praat die een pastoor en hy sê, ek raak nou bewoon, maar ons het gechunk soos kindertjies. En hy vertel van hoe hy groot geword het. Daar, ek neem aan in die Kaap, en hy sê hulle straat was so, die kant het 'n sekere groep mense gebly polities, en daai kant van die straat ander. En hy was nou in een van die kante. Ek wil nie op die detail ingaan nie, maar en hy noem toe nou, jy weet, dit kom nou vanuit sy mensegroep ensovoorts. En dinge, jy weet, dinge van die verlede. En hy praat oor die stryd wat hy gehad het met identiteit. Omrede van die goed wat polities, julle weet van die ou bedeling. Ek wil nou nie daarop ingaan nie, maar julle verstaan waarna ek verwys. En hoe dit altyd vir hom 'n verskriklike probleem was. En toe praat 'n ander pastoor. En ek wil nou vir julle sê wie dit is, dis pastoor Sean, wat ons baie goed ken, wat ek gedog het, hy moet nog net vlerke groei. En weet jy wat hy vertel? Hy sê, hy het nou vir 6 jaar, soos julle seker sal weet, het hy nie gepreek nie, hy het niks gedoen. Hy het net met God besigheid gemaak. Geen uitnodigings aanvaar, geen niks. En hy vertel toe so 'n bietjie van sy situasie. En hy sê, in hierdie 6 jaar, moes hy issues in sy lewe, moes hy hanteer. En ek wens, ek kan julle nou vertel, maar ek voel ek wil nie in die detail ingaan. Moes hy issues in sy lewe hanteer. En hy praat toe van issues van identiteit. Sorry dat ek nou nie Engels vir my maak, issues is 'n mooi woord. Issues van verwerping, al daai goed. Moes hy voor die Here bring. Issues van hoe hy groot geword het ensovoorts, en dis nou waar baie van die goed inkom. Vir 6 jaar het hy om een kant gehou en met God hierdie goed uitgesom. Hy sê toe in die onlangse tyd, toe begin die Here regtig met hom deel. Hy sê eendag toe hy besig met die Here, en die Here sê vir hom, my son. My son. Hy sê toe hy daai woorde hoor, toe sit asof al hierdie goed van hom afrol. Nou, julle kan vir Karen vra, ons het dit op die foon opgevang. Ek wens ek kan dit vir julle speel. Toe hy daar praat, dis 'n ander Sean. Die ligtheid in sy gees, die ligtheid in sy lewe, die vreugde, wow, ek weet nie hoe om dit te beskryf.
was anders. En toe relate ek dit terug na hierdie wat Tamo gesê. Voordat ons regtig deur die Jordaan sal kan gaan, sal ons met onsself moet deel. Jy sien, ouens loop in hulle lewens rond met baie issues. Elkeen van ons het groot geword, is dit reg so? Ok, julle is nie meer op 60, 70 babas hier nie, ne? Hoef nie julle nappies vanmorgen te change, sê ek hoop nie so. Ons het groot geword, fisies. Maar elkeen van ons het op 'n manier groot geword. 'n Manier. Elkeen van ons het groot geword met mense rondom ons. Né? Baie van julle het miskien in 'n huis groot geword met 'n gesin en 'n ma en 'n pa. Baie het nie daai voorreg gehad. Al hierdie goed los letsels. Al hierdie goed los merke en dit maak my en jou. Weet jy, mense is so interessant. Hierdie goed los 'n psigiese merk of 'n letsel op ons binneste wat, en dis nie net, ouens, dis nie net daar en dis alright nie. Dis goed wat nommer 1 maak dat jy op 'n sekere manier optree. Is dit waar? En tweedens is dit, dis goed wat jou van sekere goed weerhou. Sekere goed, soos die blessings van die Here en dit wat God vir ons beplan het, en om die einddoel te bereik ensovoorts, daar's goed wat mense uit die heerlikheid van God uithou. En dit het baie keer te doen, dis nie altyd net in hulle grootword jaar nie, maar dis baie keer die kern daarvan, want dis waar die grootste vorming plaas, tot op 7 jaar omtrent, né, sê hulle. So, dit het baie daarmee te doen, dat ons dit wat uit lid uit geraak het, dis hoekom reformatie nodig is. Dit beteken, dit wat uit lid uit geraak het, moet jy nou weer in lid inbring. In lid inbring. So, ek wil vanmôre vir u sê, en ek wil baie, baie ernstig sê, as ons werklik ernstig is met God, en ons wil by 'n punt kom, en ek wil vir jou sê, van hier af gaan dit net al hoe dringender raak. Dan sal ons seriously moet leer om met onsself te deel. Dat jy God sal soek, God se aangesig sal soek, tot op daai stadium wat die lig deurbreek, dat ek is 'n seun van God. Dit sal jou vry maak in elke opsig van jou lewe. Jy weet, ek sien baie keer, is baie lief om mense dop te hou, hoe hulle optree en al die soort goed. En mense is so geweldig interessant. Jy kry ouens, al wat hy het is 'n skerp kant. Hy het net 'n skerp kant, hy kan net byt. Maar hoekom? Dit kom van iewers af. En so is daar baie goed, ek noem nou maar sommer wat in my hart inkom, maar so is daar baie goed, wat ons sal moet leer, en as ek kan, en ons kan kyk om daai gesprek van Sean, is eintlik 'n getuienis, eintlik 'n fenominale getuienis, op 'n manier te kan vir u deurgee, dan sal ek dit probeer doen. Maar dit sal jou so bless. Ouens, ons sal moet leer om met onsself te deel. Leer om met onsself te deel. Daar's sekere radikale voorskrifte in die woord van die Here. Dat ek en jy nie kan leef soos ons wil nie. Ons kan nie doen soos ons wil. Ons kan nie maak soos ons wil nie. Wedergeboorte, die gees van die Here, al hierdie goed, die woord van God is lewend en kragtig en dring deur tot die skeiding van siele, gees en gewrigte en mag. Al hierdie dinge is daar
om my te vorm na die beeld van die Seun van God. My eindpunt is die beeld van die Seun van God. En op my pad daarna toe moet ek leer om sekere goed te oorwin. As jy 'n moeilikheid met jou geaardheid het, moet jy leer om dit te oorwin. Ek noem nou sommer net, hoor, moet nou nie dink ek skiet nou. Ek skiet nie spek nie, maar ek skiet nou nie. Jy weet, soos wat goed by my opkom, noem ek so. Ons sal moet leer. Ons moet gevorm word. Daar's 'n ander beeld waarvan ek deel moet word. Daar's iets, en dit is eintlik iemand, né? Maar ek noem dit nou iets. Daar's iets soos wat ek moet lyk. En dis 'n persoon. Daar's iemand na wie se beeld ek gevorm moet word. Sodat ek die volheid van Christus kan uitdra vir hulle wat God ons pad langs gaan stuur. Oh, we have been blessed to be a blessing. Is dit reg? En deel daarvan is, nou moet ek en jy deur die vorming gaan met die oog op, Here, wat het U beplan vir die kerk? Wat het U beplan? Ek is nie meer my eie nie. Ek is onder nuwe eienaarskap. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek vir die Seun van God wat my losgekoop het. Galasiërs 2:20. Dis nie meer my eie lewe nie. So ons doelwit moet wees, wat moet ek doen om te kom by dit wat God vir ons beplan het? Dit moet my hartstog wees, dit moet my dryfveer wees. Ons sal moet aanpas, ons sal moet verander. Dit is interessant. Toe hulle by Jesus kom met die kindertjies, toe sê hy, is dit Matteus 6 of ergens, toe sê hy, as julle nie verander, en soos die kindertjies word nie, kan julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Die koninkryk van die hemele is nie die hemel nie, heaven nie. Die koninkryk van God is die heerskappy van God. Dis wat dit letterlik beteken. So met ander woorde, as ek nie konstant en gedurig verander nie, dis wat daai woord sê, dan kan ek nie in 'n plek kom waar die heerskappy van die Here in my lewe groter word. So, dit is wat ek en jy drasties sal moet doen. 'n Laaste ding, en ek gaan miskien nie dit ten volle, ek gaan dit net vir u noem, en dalk volgende week meer daaroor uitbrei. Of 'n ander ding, nog een is, punt 4, dit is nog nie daar, ek het dit nie op die bord nie, maar ek het hier op my notas. Die vierde ding wat ons sal moet doen is, ek sal moet leer om my kapasiteit te vergroot. Ek sal moet leer om my kapasiteit te vergroot. Ek sal moet leer om ruimte te skep vir God. Dis interessant en ons het dit hanteer. Die Bybel sê, God kan doen ver bo wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Hy sê Filippense 2:13, dis God wat wil sowel as dis God wat in julle werk. Om te wil sowel as om te werk na sy welbehae, né? God wat in julle werk. En dan sê hy God kan doen ver bo wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. En nou kom Paulus, ek weet nie of ek die skrif hier het nie. Kry op ons 2 Korintiërs 6, asseblief Mariaan, 2 Korintiërs 6. Nou is daar baie interessante skrif in 2 Korintiërs 6. Ekskuus, geef my vers 11. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword.
Kyk hierso, nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Nou, dis amazing wat hy hier vir hulle sê. Met ander woorde, Paulus as die ons hierso is obviously die apostels, né? Die ministry van die apostels, want hy praat van ons en julle. So dit is baie duidelik dat dit is. Met ander woorde, gee weer vir my daai vers 12, nie in ons het julle dit te nou nie. Met ander woorde, my broeder en suster, wat Paulus hier vir ons sê, dis eintlik versteek, want dit is 'n geweldige groot waarheid. As ons in die skadu, of as ons in die sorg en onder die covering van apostolic ministry is, né, waar ons is, as gemeente. As jy daar is, dan the sky is the limit. Hoor julle wat ek sê? Want Paulus sê, julle het dit nie in ons te nou nie. Ander woorde, as jy nog onder apostolic ministry staan en daar's iets fout of iets skort, dan lê die probleem nie by die ministry nie, sê Paulus. Hy sê, maar dit lê in julle binneste. Wat is julle binneste? Julle mind. Die probleem van te nou lê nie in die ministry en die anointing en die wat ook al, die grace van die apostolic ministry nie. Luister, God het die apostolic ministry gegee en spesifiek die bediening van apostels. Gaan lees maar die boek van Handelinge in die Nuwe Testament. Het dit spesifiek gegee om die kerk te vat tot by die laaste oorwinning. Hy sê in Openbaring 18 en 19 en 20 praat hy van die groot hoer en al daai goed. Dan sê hy, verbly julle oor haar, en hy noem Babylon, dis dieselfde konsep. Verbly julle oor haar, o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. So met ander woorde, apostels en profete, die hoeksteen saam met Christus, julle ken nou die skrif, en 1 Korintiërs 12:28 sê, God het in die eerste plek gestel apostels, dan profete, en dan maak hy 'n duidelike skeidslyn tussen hierdie twee en die res. Hoekom? Want die res manage die kerk. Hierdie twee brings heaven to the church. Hierdie twee operate in heavenly realms. Soos Tamo altyd sê, it is given to apostles to decode the mysteries of God. Ons is geweldig bevoorreg om onder apostolic ministry te beweeg. Ek hoop julle besef dit. Gaan kyk toe God sy kerk in apostolic ministry baar in Handelinge. Wat het hy gedoen en wat het hy gegee? So Paulus sê, dis nie in ons wat julle dit te nou het nie. In ons wil God vir ons finish toe vat. Hy wil vir ons alles gee in die realm van apostolic gesag, né, en alles wat daarmee saamgaan. Maar in julle binneste het julle dit te nou. Vers 13. Maar by wyse van vergoeding. Die volgende een. Maar by wyse van vergoeding. Ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Sê gou vir die ou langs jou, jy moet verruim word. Ok, dan sê jy vir hom, want in jou binneste het jy dit te nou. In ander woorde, wat is te nou? Jou mindset is te nou. Your understanding is te nou. Jy moet verruim word. Nou gaan hy aan. Nou wys hy waarheen die ding gaan. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het geregtigheid, ongeregtigheid?
lig, duisternis, Christus, Belial, gelowige, ongelowige. Wat ooreenkoms die tempel van God met die afgode, julle is die tempel van die lewende God. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, ek sal hulle God wees. Okay. Daarom vers 17, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Nou ons weet, Paulus sê op 'n ander plek, dis nie, jy kan nie fisies uitgaan nie, né? Soos almal in hierdie wêreld, jy werk saam met mense. Vers 18, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here. Wat is die verruiming wat ons nodig het? Onder andere is, dat ons in die ware vreugde en volheid van seunskap sal leef. Seuns van God, seuns van die Allerhoogste God. Ons moet verruim word. Ons moet verruim word. Jy weet, Woensdag aand, toe kyk ons 'n stuk van Randall waar hy praat, 1 Konings 4 vers 29, sê die Here, of 1 Konings 3 vers 12, toe vra Salomo vir wysheid, toe sê die Here, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart. Nou die volgende hoofstuk, 1 Konings 4, sê nou maar God, hy sê, en God het aan Salomo wysheid gegee, en 'n baie groot verstand, en 'n ruimte van insig, soos die sand wat aan die seestrand lê. Die NASB sê, God gave Solomon wisdom and very great discernment, and breadth of mind, breedte van mind. Wat het God gedoen, toe hy vra vir wysheid? Toe verbreed God sy understanding. Kyk wat sê die New King James, and God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding and, waar's ek nou? And largeness of heart. Largeness of heart. God het sy hart vergroot. Sy mind, sy understanding. Met ander woorde, God het hom groter kapasiteit gegee. As Paulus sê, ons moet in ons binneste verruim word, beteken dit ons moet meer kapasiteit skep vir God om te doen ver bo wat ek en jy kan bid of dink. Halleluja. Ons moet vir God ruimte skep, ons moet ons kapasiteit vergroot. Dis deel van die krag wat in ons moet werk. Ons harte, ons minds, noem dit wat jy wil, word beperk deur die manier waarop ons dink. Né? So, dit moet verruim word. God wil vir ons meer gee. Dis interessant, hy haal 'n skrif aan in Psalm 119 vers 32. Psalm 119 vers 32. I will run in the way of your commandments when you will enlarge my heart. En dan sê hy die volgende, en ek wil hom graag aanhaal hier, ek wil dit lees. Randolph, op die teaching wat ons Woensdag aand gedoen het, sê hy die volgende, hy sê, start thinking internal enlargement. Luister hierso, you will never experience growth externally until you enlarge internally. Wow. The external will take care of itself. External growth will be the response to what is happening in your spirit. Ouens, luister, daar moet iets in jou gees aan die gang wees. Weet jy, daar's niks wat my so moedeloos maak. As jy met ouens werk, of jy kom by hulle en jy vra vir hulle iets of wat ook al, en jy sien maar hier gaan niks aan. Ek kom so baie met ouens te doen, kinders van die Here wat nou lankal saam met my kom, of wat ook al. En dan sien jy maar die vlammetjie het heeltemal dood gegaan. Niks gebeur in hierdie ou se gees. Hy soos hy ou by Bethesda. Hier kom die, is dit daar nou wat ek kan dink, hier kom die Here, en
en die lig, die hoop van sy lewe kom verby, en al wat hy kan sê is, ag Here, ander ouens gaan altyd voor my in. Jo, weet jy, dan maak dit my wiele so pap. Gebeur daar iets in jou hart, my broeder en suster? Kan God, is daar ruimte vir God om iets te doen? Is daar headroom vir die Here om vir jou te kan doen, ver bo wat jy kan bid of dink? He's the God of the overflow. Maar ek skep die kapasiteit vir hom om meer te doen. Ek skep kapasiteit, hoe doen ek dit? Deur verwagting, deur excitement. Ons moet kapasiteit skep vir God. Die God van abundance wil ons seën ver bo wat ons bid of dink. Maar hy doen dit nie sommer net nie. Hy doen dit volgens wat? Die krag wat in my en jou werk. So as daar niks in my en jou aangaan nie, hoekom moet hy iets doen? Hallo, is hy nog daar? You're still out there. En daai krag kom deur 'n binneste wat geleer is om reg te dink en om hom te kan ontvang. Vergroot jou kapasiteit. Skep ruimte vir God. Leef met verwagting. Leef in die ekstra en in die excellence van God. Leef die lewe van die tweede myl. Beyond, more than. Die tweede myl is nie 'n afstand nie, dis 'n attitude. Tweede myl is nie 'n afstand nie, dis 'n beginsel. Dit moet die beginsel van jou hele lewe wees. As hulle van my 1 myl vra of afdwing, loop ek nog een saam. Want ek is nie hier vir myself nie, ek is hier om te bless. Ons moet kapasiteit skep vir God. Dis een van die nodigste goed as ons die werk wil klaarmaak. Span jou tentdoeke weier. Ken die storie, Jesaja wat 54 of waar ook al. Span jou tentdoeke weier, kap 7 keer in plaas van 3. Onthou julle? Met die pyl op die grond. Gebruik jou woorde reg. Dood en lewe is in die mag van die tong. Skep headroom vir God om te kan werk, bo wat jy kan bid of dink. Ons moet verruim word. Weet jy wat? Karen wys my nou die dag sekere syfers. Praat van dood en lewe is in die mag van die tong. Sy wys my sekere syfers. En sy sê, dis waar hierdie instansie sy inkomste tans staan. Ek dink 21,000 iets. En weet jy, ek wil vir haar sê, maar ek het toe nou dit nie gesê nie. Ek wil vir haar sê, mooi, een van die dae is julle op 30. En weet jy wat? Die Here begin met my praat na die tyd. En hy sê vir my, hoekom het jy nie gesê 50 nie? Kan jy sien hoe shrink ons God? Want ons minds is geshrink. Honey, you didn't shrink the kids, you shrunk your mind. As ons hierdie goed met ons woorde gaan release, gaan ons vir die Here ruimte skep. As daar iets besig is om in jou te gebeur,
en jy besef, maar dood en lewe lê in die mag van die tong, dan gaan ons begin vir God ruimte skep. Ons sal moet as ons die werk wil begin klaarmaak. Skep ruimte. Luister, as jy glo, I've been blessed to be a blessing, moet jy begin ruimte skep vir God om jou te bless. Hallo? Jy kan nie meer leef met 'n denke van ek het nie. Jy kan nie, create a place, doen iets man. Create something for God to get involved. Is dit reg? Yes, ons sal moet begin verruim word sodat die Here kan toetree. Ons sal moet kapasiteit skep, vergroot jou kapasiteit. Vergroot jou kapasiteit. Ek het vir julle gesê, en ek noem dit nou maar net terloops. Ek het begin, nadat ons gepraat het oor God of the overflow, het ek begin daai headroom skep. As ek vir jou R50 moet gee, dan gaan ek jou 55 gee. Ek hoef nie. My 10de hoef ek nie, ek kan hom tot op die sent uitwerk, ek kan daai Joodse klavier vat, daai sompompie, en ek kan hom roer tot op die sent. But where's the God of the overflow? Waar's my verwagting? En onthou nou wat ons gesê het in 2 Korintiërs 8 en 9, Paulus sê nie, julle moet gee uit wat julle nie het, julle moet gee uit wat julle het. Met ander woorde, ek kan R10 oor hê, en ek kan die R10 vir my gebruik, of ek kan R8 vir my gebruik en R2 vir 'n ander gee. Al wat ek sê is, ek is nou nie hier op 'n trip nie, al wat ek sê is, begin vir God ruimte skep. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê gee, en vir julle sal gegee word. En dan gaan hy verder, dan sê hy, 'n goeie maat, wat ingedruk en geskit is, en, wat sê die woord? Lukas 6:38, ek hoor niks, oorlopend is, en wat oorloop, sal hulle in julle skoot gee, of in julle, ja, ek dink hy gebruik woord, sal hulle in julle skoot gee, met ander woorde, daai is 'n fenominale vers, Jesus sê, gee, en vir julle sal gegee word, en dis hoe dit sal lyk as hulle vir julle gee. Wat het ek nou gesê, goed ingedruk, geskit, whatever, oorlopend. En dan kom hy, en hy sê, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Met ander woorde, by implikasie sê hy, ouens, my kinders, gee, en die manier hoe jy gee is, jy gee 'n goeie maat, ingedruk, geskit, en oorlopends. En dan sal jy dit terugkry. So hy verwag van my en jou. Hy verwag die excellence van 'n goeie maat, wat oorlopend is. Dis wat hy van ons verwag. Dis hoe ons vir hom kapasiteit skep. Wow, man. Die vee op die berge by duisende behoort aan die Here. Psalm 50, God sê, ek sal jou nie sê as ek honger is nie. Want dit is in elk geval myne. Hy het tekort aan niks, maar hy het tekort aan geloof en kapasiteit by sy kinders. Come on church, let's get this right. Ons wil die werk klaar gemaak sien. Sê, we've been blessed to be a blessing. Ons sê dis waarvoor ons hier is. Kom ons begin dit doen. Kom ons begin dit doen. Jy hoef nie die Queen Mary môre vir 'n ou te gee nie. Maar begin waar jy kan.
Amen. Begin waar jy kan. Jy hoef nie 'n ligredery vir 'n ou te gee nie. Begin net waar jy kan. En so skep ons kapasiteit vir die Here. En ek sê weer, die grootste ding wat vir God kapasiteit skep, is jou verwagting. Is jou verwagting. En saam met dit moet jou werke gaan. Daar's 'n mooi, ek sien 'n mooi skrif, waar hy praat van die vrug van julle geregtigheid. Die vrug, ek dink is in 2 Korintiërs 8 en 9, die vrug van julle geregtigheid. Baie ouens het geregtigheid, maar hulle het geen vrug nie. En Paulus gebruik dit spesifiek daarop wat die ouens gee. Met ander woorde, Pinkster het ons geleer om heilig te wees, né? Om kerk in die gees te wees. Ons kan die dinge in die gees doen. Ou broer, ons is mense van die gees. Halleluja. Julle verstaan, né? Pinkster het ons dit geleer en dit was mooi en dit was goed. Dit was geregtigheid. Maar ongelukkig het ons nooit geleer dat geregtigheid moet 'n vrug hê. En wat is die vrug van geregtigheid? My giving. Gaan kyk wat sê die Bybel. My teorie nie, is die woord van God. Paulus wat dit sê. Daar's 'n vrug wat aan geregtigheid moet koppel. As ek nie die vrug het nie, wat help my geregtigheid? As my geregtigheid nie die wêreld bereik en die wêreld bless nie, wat help dit? There must be fruit to our righteousness. Amen. Kom ons bid saam. Vader, wil U vanmôre deur U Gees hierdie woord in ons harte inskerp, Here. Dat ons nie net die begeerte sal hê om soos Abraham verder te sien nie. Maar Here, dat ons ook op ons pad daarna toe sal deel met onsself en ons eie lewens. En dan daarna, Here, dat ons sal kapasiteit skep vir God. Kapasiteit skep vir die Here om te doen ver bo wat ons kan bid of dink. In die naam van Jesus. Maak hierdie goed vir ons 'n werklikheid. Here, ek wil vanmôre bid. Maak hierdie goed vir ons 'n vreugde. Maak dit die blydskap van ons harte, Here. Terwyl die pad van die regverdige in duisternis sak, dat hulle nie weet waarheen om te gaan nie, moet die pad van die regverdige al helderder word tot die volle dag toe. In Jesus naam. Ons is op pad na die volle dag toe. Here, ons is nie op pad na donkerte toe nie. Ons is nie op pad na 'n heerlikheid wat veroordeel nie. Ons is op pad na 'n heerlikheid wat exceedingly abundantly above is. God hou die beste vir laaste, halleluja. Dankie Here, dankie, ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. You were listening to a podcast powered by Heartbeat FM. Thank you for your support. For more content, visit our website at www.heartbeatfmsa.co.za.